Hierdie week op Buitenbuskruit gaan kuier ons by die 4-ster Lodge Shama, net so buitekant Rustenburg. Hierdie keer jag ek saam met my span. Die manne het al oor die 40 jagte saam met my gedoen, maar dis tyd dat ek hulle 'n bietjie voor die kamera sit. Ons jag 'n blou wildebees en ons skiet 'n vlakvark. Ons gaan slaap buite in die donker nag en ijskoue en ons maak heerlike kos soos ons net hier in Afrika se bos kan doen. En Dr. Gerard Steyn reël vir ons om so 'n bietjie saam met hom in die helikopter te vlieg terwyl ons 'n buffelbil met 'n pyl gaan skiet. Ek is Armtas en ek het groot geword in die Afrika bos. Met 'n Mauser teen my sy, my voete in die sand en biltong in my gatsak. Ek jag en vang al vis van kleins af en ek het 'n paar vriende genooi om saam met my te jag en dalk so 'n bietjie vis te vang en hulle stories te deel. Toe ons vir Adam bel en hoor of hy wil kom jag, het hy dadelik gesê ja. Shama Lodge is 'n pragtige 4-ster lodge in die hartjie van die Bosveld. Die kamers is regtig idillies. Maar vir een of ander rede het ons besluit, ons gaan in die bos slaap en nie hier nie. Wat ek later baie spyt oor sou gewees het. Op hierdie episode gaan ek bietjie my span wat altyd saam met my Buitenbuskruit doen vir julle wys. En ja, so hier is hom. Hierdie manne werk kliphard en die rede hoekom jy nooit die kameraman sien nie, is omdat ons jou regtig diep saam met ons op 'n reis vat. Hierdie keer gaan ons seker maak jy sien die kamera. Gaan bietjie vreemd wees. My goeie vriend Konrad gaan vir die eerste keer in sy lewe 'n bok skiet sonder 'n kamera. Hierdie keer met 'n 300 Win Mag, kan nie wag nie. Ons pak so 'n bietjie die kamptoerusting uit om vir julle te wys wat ons saamvat. Ons het baie min kos want die reël is ons moet eet wat ons skiet. Soos julle kan sien is ons weer op 'n oorlewingsjag, maar hierdie keer het ek my span saam met my en ek wil hulle 'n bietjie voorstel want ons was al seker op 40 jagte. Ons het vir Konrad Tron hierso, sê hallo Connie. Hallo. Connie het nog nooit self 'n bok geskiet nie. Hierdie keer, my maat, gaan ek vir jou vat vir 'n epiese jag. Ek wil so graag hê, wel, as jy nie skiet nie, gaan ons nie eet nie. Dit is hoe dit werk. En dan sal ek skiet. Ek hou van eet. Jy lyk nie so van stil staan nie. Dan het ons vir meneer William Waugh, hy is ons uitvoerende vervaardiger. Die hele wêreld is lief vir gemmers, ons het ons eie gemmer. Elke man moet sy eie gemmer hê. Jy kort jou eie gemmers. Jy weet. So Willa, ons gaan 'n bietjie uitslaap, ons gaan dit 'n bietjie rof maak. Ons gaan nie speel nie. En dan het ons natuurlik vir meneer Ulrich Fischer daar agter die kamera. Is hy dan 'n kameraman? Hy's 'n man en hy het 'n kamera. Ja. Kameraman. Welkom Ola. Dankie. En dan het ons vir WC Kriel. Nou WC is ook op ons span. Hy help ons verskriklik baie met al die reëlings en die dinge. En hy's 'n boerseun. So WC, my ou maat, ek dink jy gaan ons baie kan help as dit kom by die slag. Op hierdie episode gaan ons biltong maak natuurlik. Ons gaan vir die mense wys hoe om biltong te maak in die veld. Bietjie spoorsny, ek weet jy is 'n uitstekende spoorsnyer. Hy's nie die slimste nie, maar hy kan swaar goeders dra. Okay, nou kom ons vat julle gou by die huis deur wat ons het. So ons gaan buite slaap vir bykans 3 aande. Ons vat 'n bietjie kos saam, maar nie regtig baie nie. So wat ons skiet is wat ons het om te eet. Natuurlik die geweer wat ons het is die MO3 Mauser met die Tango 6 teleskoop op. Is 'n 300 Win Mag, pragtige wapen. Hier is ons die patrone wat ek natuurlik self laai, is Peregrine punte, 183 grain 300 Win Mags. In die bos, vat asseblief altyd maar vir jou sonbrandroom saam. Julle ken die storie, dis Afrika, soos nie vir sissies nie. Tabard natuurlik, vat 'n watersak saam of 'n waterbottel soos hierdie ene. Ons vat natuurlik ons lepel saam. En dan het Konrad. Vertel my meer. Ja, ons wil nie sukkel hierdie keer met houtjies kry nie. Laas keer moes ek dit afbreek en tot my handjies seer geraak. Jou handjies. Ja. Hey, toggie. En ek sien ons het 'n broodmes ook. Ja. Dit sy handspatsel. Dis 'n pragtige groen saag. As jy buite slaap, vat natuurlik vir jou flitslig saam, koplig hier's 'n sommer so leersakkie met 'n flits in. Dan het ons natuurlik op 'n jag. Jy weet nooit wat se afstande jy gaan skiet nie. So ek vat 'n rangefinder saam, maak seker van jou skootplasing en goed, dis ook meer rangefinder het. Ek het 'n klein verkyker, dan het ons natuurlik 'n tent. Ek gaan in 'n hammock slaap. Kom ons hoop hy hou. Dan vat ons ook natuurlik net so 'n bietjie ander goed saam. My selfverdedigingswapen is 'n CZPO7. Soos julle kan sien, hy's veilig. Ons vat ook 'n boog saam want ek beplan om dalk as die geleentheid om voordoende bok met die boog te skiet. Dan is hierdie 'n fantastiese ding. Ek weet nie of julle nader wil kom en hierdie afneem nie. Dis 'n boksak wat ek persent gekry het by die mense van boksak. Hulle het nogals goed en gaaf gewees. Is dit wat Driekes gebruik? Nee, dis 'n ander boksak. O.
Maar ja, dit pas agter op jou voertuig op 'n double cab bakkie in. En natuurlik as jou bok nou gehang het in 'n yskas, kan jy hom daar insit en jy gaan hom lekker kan vervoer sonder dat jou vleis vrot word. Dan wil ons hierby kom. Hierdie is 'n Bushman. Ook persent gekry by die gawe mense van Bushman. Het kom aflaai by my huis waar ons 'n potjie gaan maak. So as ons die bok gejag het, gaan ons beslis ons gaste wat hier by die lodge agterbly in natuurlike weelde en luxe uit, gaan ons nooi vir 'n potjie in die bos. Konrad, Ja. ek sien jy het 'n mes gekoop. Ek het 'n jagmes gekry want Ja. jy het gesê ons gaan nodig hê. Ek kon nie 'n jagvark kry nie. Maar my laaitjie het van hierdie gedog so werk. Okay, elkeen het 'n taakie in hierdie episode. Konrad gaan natuurlik sy eerste bok skiet. Ek moet met die boog ietsie probeer plat trek. William gaan vir ons water suiwer en ons gaan nie vir hom vertel vooraf hoe om dit te doen nie. Dit klink nie pret. Ola, jy gaan vir ons tee maak deur vir ons 'n bos te soek met die naam van the Russet Bush Willow of the Red Bush Willow. En dit eerste proe. En dit eerste proe. Somebody guinea pig hoor. Jep. Wees jy gaan vir ons die bok slag en snitte uitsny van hierdie bok. En natuurlik om help, ek dink almal moet help dra. Ja. Okay, so boude blaaie sny en help dra. Is julle in vir die ding? Okay, hande in. Kom boys. Kom. Let's go. Ons gaan 'n bietjie skietbaan toe om seker te maak die gewere is in. En natuurlik is daar 'n kompetisie waar ons die krokodille gaan aftel. En my goeie ou vriend Konrad het my waarlik verbaas met sy skietvernuf. My ou vriend Konrad, Yes. jy het nou al oor die 40 jagte seker afgeneem, Ja. maar nog nooit die kans gehad om 'n bok te skiet nie. Nee. Jy het al met die geweer geskiet. Yes. Maar ons gaan kyk of jy jou skoot daar kan insit. Dan dink ek moet ons maar dieselfde ou buitemuiskyk ding doen van skietstokke 10 sekondes krokodille aftel en Ja, ek weet daarom daarvan. Vertel my 'n bietjie hoe voel dit nou? Jy weet jy gaan nou vir die eerste keer 'n bok skiet. Jy's aan die ander kant van dinge. Hoe voel jy? Ja, ek dink dit gaan snaaks wees want ek skiet altyd omtrent 2 meter verder as jy met elke skoot, omdat ek agter is saam met die kamera en ek mis nooit nie. Dit is waar. Ja, nou moet ek actually self skiet. So dit is ek begin voel dit gaan bietjie anders wees as normaalweg. Kyk, ek het nooit geskiet of gejag nie net omdat ek nie omdat ek nie daarvan hou of enigiets nie. Dit was net nie iets waarmee ons groot geword. Ja. So nie 'n belang daarin gehad nie en toe ons hierdie show begin het, toe begin ek meer verstaan en ek het meer geleer oor jag en alles en toe sê ek sal eendag jag as die vleis gaan vir 'n rede en nie net vir die fun daarvan. Ja. En nou is dit die perfekte geleentheid. Dink jy hy het groot geword? Ek weet nie. Wees is wat voel hierdie vir my, Willa. Dit voel soos 'n pa en seun jag want ek het nie my eie seun nie en hy is jonk genoeg om te kan go vir dit. Maar jy kon 'n mooier kind aan. Ja, opsies was min. Daai dag was dit hy en dis dit. Geen gemis nie. Stoot vir ons hierdie 300 win my ek in die teiken in my mat. Alright. Moet jy hoog gevolg? Ons gaan kyk. Daai. Was daar reg dis nie te sleg nie. Ek sê daar is 'n koel oog se breedte van die middel af. Myne is natuurlik in die middel. Maar ek skryf dit toe in ervaring. En jou pink oorberg. Ja. Hoe voel jy daai? Nog 'n 3 skoter dan sal ek kom na ander as jy. Dis duur. Ons gaan nie nee. Okay. Jy gaan nou eers van die stok af doen krokodille tel. Okay. Maar hoe laat tel die krokodille af? Dis in my beurt en ek weet gelukkig nou al daar gaan 'n skietkompetisie wees en daarom gaan jy het toe die krokodille getel. Ek het die krokodille getel. As jy in jou pink oorbelle reg. Ja. 1 2 3 go. Ek sit die geweer op die stok en ek skiet. 1 krokodil, 2 krokodil, 3 krokodil, 4 krokodil, 5 krokodil, 6 krokodil. Het nog. Ja. Hoekom gebruik jy nie jou krokodille nie? Want dit was op die merk. Ek like it. Nou Adam het 10 nodig, die meeste van die tyd. Ja. Dus ek kom my nooit saam skiet. Ja. Okay, hier het nou net die vreemdste ding gebeur. Hy het van al die gaste op buitemuiskyk behalwe Ignis White wat die middel uitgeskiet het. Is Konrad die heel naaste daar, sy tweede skoot. Hy is redelik naby aan die teiken gewees. Ek was self 'n baas gewees. Oh, man. Trots op jou. Daai is goed Okay. goeie werk. Okay. So nou is daar nie verskonings om te skiet nie. Maar Jy moet ook 'n bietjie kompetisie. Jy het jou boog saam gebring, hè? ja, Want om hier also Hoe weet reken jy? hy is die beste
boogskutter in die suidelike Afrika. Ek glo hom nogal, hy's 'n boerseun van formaat. Wie is ons ander kameraman? Kry ook 'n kans om te skiet. Hierdie keer met die boog teen my. Ek het 'n bietjie lanklaas geskiet, ek weet nie wat hier gaan gebeur nie. Dis min kere in jou lewe wat jy met 'n regte boog kan skiet soos 'n buite Carbon Overdrive. Elkeen een skoot. Ons skiet vir dieselfde call wat ons genomineer het. Wat sit ons op? Ek kom dalk 'n Kas bier. kas bier. Ek dink 2. Ek sê musikant, 'n kas bier. Ek het al baie kere saam met Adam gegaan waar hy boog skiet en hy's actually nogal nie so bad nie. My geld is op wese. Adam is 'n groot Adam praat groot, maar ek het al gesien hè. En onthou Dis soos visvang. Gemmers is kenners. Ja, Okay, my geld is op Adam. Kruip op sy pik. My geld is op Adam. Ek het die geld. Okay, ek voel oor sy skouer. Sy reg hè? 1%. Goeie skoot. Ek moet sê. Hy's nog steeds 'n bietjie links, maar Ja, ek het bietjie regs. dis is die Max de Pre van skoot, 'n bietjie links. My vinger kan so pas, een vinger. Okay, Ram jy's op. let's go. Die druk. Ek dink ek gaan 'n kas bier verloor. Ja, ons het 'n kas biere opgesit en as 'n jongeries ek hoor 'n kas bier dan moet hy maar wen. Ja. Of jy nou, maar. Ja, ek dink met my gunstel, ek het baie meer onlangs as Adam geskiet. So moet hom nie verdedig nie. Jy hoef hom regtig nie te verdedig op kamera nie. ag okay, ek's beter as hy. Ek het 2 jaar laas boog geskiet, hier kom dit nou. Hier kom die verskonings ook nou. Ja, het jy daai tornado daar by die teiken gesien? Kan jy sien? Wel. Perfect. Man, ek is nou nie 'n wiskundige of 'n meetkundige spesialis nie, maar Kasbier. my vermoede is wees jy het hom boys. Arm het probeer. Ek het ook probeer. Maar ek weet hy's karringe daar aan sy boog. Ek sien hy weeg sy pile en hy stel daar goed, maar ek weet nie waar daaraan gaan nie, maar soos ek daar kom sien, ek dink ek het gewen daar. Maar ek sal die kas bier met hom deel. Hulle sê ons hartjie ou gaan drink maar sy sorge weg, so sal dit maar met hom deel. Hierdie millennials nie. Weet nie om te wen nie. Om 'n kampplek te soek, verkies jy gewoonlik 'n plek wat nie naby die water is nie, want dit word baie koud. Maar William Waugh, ons uitvoerende vervaardiger sê, dit is so mooi hierso. Toe gaan kamp ons langs die water, waar dit daai nag ver in die minusse ingeraak het. Ons wil 'n kampplek gaan soek op hierdie plaas. Jou ou Kaapenaar, nê, wat gewoond is in die wynland goedere. Die fynere dinge, jy weet. Die fynere dinge in die lewe. Hier's niks fyn nie. Dis Boksveld. Ek sien. Okay, kampplek soek, reël nommer 1 is moenie naby die water slaap nie, dis koud. Maar dit is so mooi by die water. So dan slaap ons in die water. Okay. Dit was 'n baie dom plan. Maar Maar dis mooi. dit was baie mooi. Ja, goeie kamerawerk. Ja. Maak jy daar, Connies? Jy weet laat ek slim mense, hè. So hierdie ouetjie wat ek gekoop het, ek besef hy's bietjie klein want ek en William gaan in 'n klein tentjie slaap, maar dit maak nou tentjies. Maar hierso is die sak waarin hy kom. En dan het hy Blaas hy so op. ja, hy het 'n adaptertjie. Ja. Dat connect jy hom hierso aan die opblaasmatras. Draai daar vas. Vat jy hierdie sakkie, waarin hy kom. Jy skep net lug in hom in, maak hom toe. En dan is hy sy eie pomp ook. What? Larry clever. Ek het dit op Aeroboy so. Het jy gesien? En dan, die beste is as jy klaar is, dan vat jy hom net so en dan net jy vir jouself 'n kussing oor. Maak jy daar, Walla? Ek probeer op fake. Maar dink jy ek kry dit nou die tweede keer reg? Ek het dit nou reg. Nee, die man het dit gesien nie. Okay, vele hande maak ligte werk, dankie boys. Voilà, Ons sê, kom daar. dankie vir jou tentjie. Dis 'n groot plesier, dankie dat ek in my hammock buite in die koue moet slaap. Luister, ons het ons vuurplek gebou, boog hang in die boom. Kom stap hierso is my hammock waar ek vanaand gaan slaap. Dis 'n bitter oulike ding. Ticket to the moon. Double sleep hammock. Kry vir jou so ding, hy vou net so groot op. Jy kan ook enige plek opsit en hy slaap regtig soos 'n droom. Is baie lekker. So hulle het ons ingery met die voertuie hier, natuurlik dat ons nie alles hoef te dra nie, want ons is redelik diep in die plaas in.
Hierdie is eintlik my tent wat ek jare terug gekoop het toe ek nog motorfiets gery het en getoer het en goed. So William slaap hierso, baie knus saam met ons vriend Konrad. Dit gaan 'n gesnork afgee wat jy van ver af gaan hoor. Niks diere sal hier inkom. En dan natuurlik laaste tent WC en Oela. Adam sê ons moet ons eie bok gaan skiet om te eet vanaand want ons het nie die luksheid om in die lodge die 4-ster lodge wat vir ons kamers het te gaan eet. Ja, want ons moet dit mos mooi en exciting vir die mense maak, die kykers. Julle. Julian, baie welkom. Julian Marais. Jy is ons professionele jagter wat ons bietjie gaan vergesel hier op die plaas. Ek's baie dankbaar daaroor want ons sal verdwaal soos in die ou dae. Groot plesier en is lekker om julle hier te hê. Dis tyd nou om vir hierdie kampie vleis te kry. So ek gee vir Konrad die 300 hoormek. Hy sit hom oor sy skouer. Ja, dit is op voet. Julian, ons gids vat ons toe uit om te gaan soek vir 'n bok om te skiet. En ek kom agter die man is nie 'n senuweeagtig nie. Hy het dit al soveel keer gedoen saam met my op 'n jag. Hierdie keer met 'n geweer in sy hand. Ons het darm nie te ver gestap nie wat ons toe Blou Wildebees sien oorkant 'n heuweltjie. Ons kom op 'n wildebees af wat op die oorkant se kop staan. Wildebees. Skiet hom. Die afstand meter range ons hom op 133 meter. Op die plat. Toe hardloop die bok weg as 'n portree. Julian kry 'n slim plan om nie agter die bok aan te gaan nie, maar terug op te gaan met die bal. En wragtig daar staan die Blou Wildebees, hy sit met die stokke neer. Ek wag vir daai oomblik om, jy weet, nervus te raak en goeters en dit gebeur nie en dit voel vir my net soos op die skietbaan. Vat 'n diep asem. Trek die skoot. Daai bok val net daar en dan mors dood. Mr. Konrad. Ek het al gesien op jagte hoe hierdie wildebeeste mens besig hou. So ja, ek was baie gelukkig geweest. Nee man. Hey my matie. Die kamp het vleis, maar hier van die berg af moet ons hom eers bietjie slag en afdra. My vriend. Daai was 'n baie mooi skoot. Voel dit? Weer bietjie. Nee, glad nie. Nee. Was reg. Jy het hier al gesien. Ja. Ja, nou 40 jagte gekyk. Ja. Ek dink dit is seker maar wat gehelp het om gewoonte aan te geraak het. Dis 'n mooi bul. Ja, so kon as ek baie trots op jou man. Dankie Adam, dankie dat ons 'n bietjie geleentheid gehad het om agter die kameras uit te kom. Maar wel dan, knap gedaan. Ek gaan vir jou sê wat ek vir almal sê. Whiteman's Isle. Whiteman's dank. En liewe kykers daar by die huis, dit is inderdaad sy eerste bok. Is nogal so grootte vir 'n eerste bok en is 'n manlike dier. En uit die ou tradisie van Suid-Afrika sal daar bietjie van die peertjies geëet word later. Dit is so. Kan nie wag nie. Soos julle weet, Blou Wildebees is een van die mees algemene bokke, veral in die Bosveld. Wetenskaplike naam is Conurgetus taurinus. As julle hier naby kyk, hierdie klier wat hy hierso het, is op die manlike diere veral gebruik hulle om hulle territoriale hulle plek bietjie af te merk, so hulle smeer hom teen die bome en teen grasse en goeters, sodat ander groot bulle weet hy's daar. Hierdie was nou 'n alleenloper. Ons het planne, want kyk, ons jag nie net vir die doodmaak van 'n dier nie. Ons gebruik hierdie vleis. So ons gaan bietjie biltong maak, vir die mense wys hoe ons biltong maak. Ek weet baie Suid-Afrikaners weet natuurlik hoe, maar daar is baie mense wat soos jy wat nog nooit gejag het nie. Jy eerste geleentheid kry nou gaan ons biltong maak. Ja, soos ek gesê het, ek gaan nooit in my lewe skiet en ek het nog nooit geskiet nie, maar ek sal nooit skiet as dit nie vir 'n spesifieke doel gaan vir my vir vleis of vir ons of even vir op jag nie. So ek dink ons bietjie biltong maak, 'n paar van die lekker snitte uitsny, bietjie vleis braai vanaand want ons het nie regtig ander kos gebring nie. Daar is bietjie bykosse, maar ons het gesê ons gaan eet wat ons skiet. Dit was my heel eerste jag. Ek kon nie dink aan 'n beter plek en mense om dit saam te doen nie. WC kom eintlik uit die Bosveld uit. So dis 'n man wat nie vir die eerste keer 'n bok slag nie. Hier wys hy gou vir ons hoe hy die pens uithaal, net daar teen die berg.
Kan mens in die aand hier binne slaap as jy koud kry? Ag, sorry. Wat ons uit die wildebees uitsny is een van sy boude en 2 filette of beeshase in Afrikaans. En ons maak 'n klein handsak van die vel wat ons dit so kan toe dra. Die res het die manne van die lodge vir ons kom verwyder wat natuurlik geskenk word aan 'n helpjag vir ons seker maak dat 8000 kinders elke dag in Suid-Afrika kos kry. Wat? Nice. Môreoggend se breakfast. Ek gaan net so 'n stuk vellie so afsny. Om 'n handsakkie vir die lewer te maak waar ons die lewer kan sit sodat hy nie vol grond en goed word nie, aangesien ons nou in die bos is. So Wesie is nou besig om vir ons die beeshaas of die fillet soos hulle hom in Engels sou sê uit te sny. En dan gaan ons een boutkamp toe vat en dat ons vir die manne gevra om die karkas ons net in die koelkamer te gaan hang. Ons sal hierdie vanaand eet en bewerk met biltong en allerlei lekker dinge, maar my maag grom al. Seker tyd. Met die kamp toe draai kon ek sien die manne trek swaar. Daai bout oor Konrad se skouer weeg nie niks nie. En daar klim 'n bosluis af wat hom so 'n pikkie op die rug gee later die aand. Lekker boys, hier's kos. Hoorie, Ola het 'n great idee gehad. Yes. Hy sê kom ons haal die vel van hierdie bout af. Ja. Ons hang hom hier in die tak of ons bou 'n tripod met hout en ons rook daai hele bout so deur die loop van die aand tot in die nag en kyk. Ek kan net vra want ek neem maar so groot stuk vleis gaan baie lank moet rook. As hy nie heeltemal deurgaar is nie, dan braai ons hom soos jou voorstel was. Ja, maar dan sal hy die smaak bietjie Ja, hier ek doen. ons het dit. Cool, ons doen dit. Ja, let's do it. So ek en my 6-jarige seentjie Alexander James Wall kyk 'n program in naam van Outdoor Boys en elke keer as hulle vuur aansteek, dan doen hulle dit so met hierdie flint en 'n mes. So ek gaan nou hopelik nie my klein seentjie teleurstel nie. As ek dit doen, dan gaan ons kat totdat ek dit reg kry. Alright. Okay, let's go. As hy. Mooi wel. Ek dink ons spice gaan gou 'n bietjie hierdie pragtige blou wildebees bout wat Konrad vir naam vir ons gekry het. En dan gaan ons vir hom hang met William se idee so bo die vuur vir etlike ure dat hy stadig rook en gaar word. En dan kyk ons wat ons uitkry. Kom ons hoop dit is lekker. Ons gaan natuurlik die fillets ook braai wat daar op die boog se pyl hang. Hulle word 'n bietjie droog. Die manne het skuilings gevind op enige manier wat hulle kon, maar koud kry was aan die orde van die dag. Na 'n snerpende, ontsettende koue nag word ons wakker en daar is iets vreemds in hierdie kampplek. William het in sy eie tentjie eenkant geslaap. En verder was al mense saam met ander mense wat kon weet wat almal doen. En toe die volgende oggend toe ons wakker word, 10 meter van waar ons lê daar 'n dooie zebra merrie. net agter William se tent, dood. Nee, moet ek myself nou verdedig op kamp? Ja, wat gaan die mense dink? Ek wil regtig vir almal sê dat ek absoluut niks uit te waai het met die feit dat die zebra dood agter my tent gelê het nie. Die enigste ding wat ek kon regkry is om hom dood te snork. Met latere nabetragting toe ons haar geslag het, kon ons sien dat sy skopmerke na sy gehad het, wat sy inwendige bloeding gekry het en dit was die oorsaak van haar dood gewees.
Dit was bitterkoud gisterand. Maar ek dink hierdie lewertjie gaan ons nou lekker warm maak. Kan ons uitgaan in die veld en sien wat kan Adam kry met die boog volgende. Konrad, wat doen jy? Waar is my bordjie? Ons professionele jagter Julian Maref het ons uit die volgende môre. Die geweer is by William en die boog is by my. Ek dink hy het geweet daar's nie bokke by daai spesifieke dele nie. Hy was net lus om te stap. En ons het gestap en ons het gestap. Ons stap werklik ver op en af. Ons voete is moeg en seer, maar ons kom op 'n trop blou wildebeeste af by die water. Die boog is in my hande. Julian se range is 45 meter. Dis nogal 'n skoot waarvoor ek kans gesien het. Maar hierdie wildebeeste staan agter takke. En 'n pyl en boog gaan nie deur takke gaan nie. Uiteindelik dwarrel die wind en ons reuk waai na hulle kant toe en hulle laat spaander. Ek weet nie wat gebeur het nie, maar hulle kon ons nie geryk het nie. Ons het doodstil gesit. En toe gaan hulle maar as net so in die takke. So ons kan nie geweer kry, kom ons kyk wat gebeur. En dit gebeur nogal baie op ons program, nee. Daar's baie skote wat baie goed afgeneem kan word. Wat nie gebeur wat net nie gebeur nie. So, maar dit is jag. Onder andere die skoot wat ek daarna toe nie afgetrek het nie. William met die geweer kry sy kans. William kry die kans om aan te lê op 'n wildebees. Maar die wildebeeste staan nie stil vir William nie en sy kans gaan ongelukkig verby. Time is baie naby. Dit was 'n mooi groot bal. Ja. Maar daar was 'n klomp takke tussenin en dit was net 'n skoot van vooraf. Ja. So ek was 'n bietjie bang dat as ek vandag nie 100% akkuraat is nie, dat ons heeldag gaan loop. Ja. Sy het my 'n tweede kans of hulle het my 'n tweede kans weer hier gegee. En ek dink ek was net 'n sekonde te lank. Maar ja, ek sal maar die skoot vat as ek confident voel dat hy gaan val. Anders te kwes ons 'n bok. Nee, dis reg om te doen. Ons gaan nou net so laaf en as jy vat hier onder die bome. Gaan ons 'n bietjie verder stap. Ek dink ons het seker al so 10 kilos in vir die môre. So ek moet sê ou Julian is regtig goed. Hy bring ons regtig na die bokke toe. Maar die volgende man op die geweer is WC Kriel. Sy beurt om te kyk wat hy kan plat trek in hierdie mooi bos. WC my maat. Ek het nou volgende beurt gehad om te stok met die boog. Willa het 'n kans gehad. Ons het 'n troepie rooibokke gekry. Ons het 'n oop spyskaart vir help. Ja, ons kan enigiets skiet. Wat sê jy graag wat doen? Ek sal maar ietsie groter toe skiet toe. Kinders bietjie meer kos te gee, weet. Ja. So, maar dan kyk jy. Ag, skiet dan wel wees vir Karoo vir ding. Ja. Ek dink dit sal maar die beste wees. Okay. Maar anders as jy kan maar vat vir die bos vir jou gee. Dis waar, nee. En liedjies kerig wees nie soos mag kyk. Ek nou maar ek ons gaan soek hulle. Dis hy sommer kwaad vir jou en van die geweer weg vir jou van die af en gee dit vir WC. Ja, toe gee dit net vir WC. Ongeskik. Ja. En toe stap ons. Ons stap, ons voete rou. Letterlik, ons het 30 kilos vir die dag gedoen. Die son is al besig om te sak. Toe kry WC sy kans en hy maak doodseker van sy skoot. Yes, ons het nou ver geloop. Ons het hom nou 'n varkie bietjie bykin. En nie of ons gehoop het nie. Maar jy weet, vat maar oor die bos vir jou gee, dis ons happy, ja.
Vertel my wees jy? Kyk, ons is nou ver geloop. Ons is eintlik haastig op pad kamp toe. Ja. Want ons het 'n lekker potjie om te begin. En toe besluit ons maar dit wat nou volgende staan, gaan ons maar kyk wat kan ons doen daarmee. En toe pop hierdie mooi varkie op. Dis regtig 'n mooi sog hoor. Ja, nee, dis regtig. Toe kom sien toe dog ek is 'n beer actually. Ja. Maar nee, nou ek sien maar een tand daar, is op so 'n manier, hy's so gechip in die middel. Ja. Nee, ek is baie tevrede. Baie geluk, Watmans haal my ou broer. Dis lekker om dit vir jou te kan sê. Ons het voorreg om jou te kan dien, hè. Heerlik, dankie dat jy gekom het my ou maat en dankie vir al die hulp ek keer op Buitenbus kry. Ag, nee, dis 'n groot plesier. Nou by die kamp het ons baie gesiene gaste waar ons natuurlik die wildebees wat Konrad geskiet het gaan vat en vir 'n bietjie 'n potjie kos maak want ons het nog nooit dit op Buitenbus gedoen, so ons gaan maak 'n potjie. Die aand om die kampvuur maak ons 'n lekker potjie kos met van die wildebees se vleis. Die manne gesels en kuier die nag in. Ons het onsself na 2 dae daar buite in die bos bietjie in die samelewing kom hervestig. En vanaand maak ons 'n potjie saam met van ons vriende. Callie is hierso, Callie Kriel, William is hierso, Frik is hierso, Flip Huys is hierso en ons gaan daar 'n bietjie van ons jag met hulle deel en 'n lekker blou wildebees potjie maak. Kom ons hoop dit werk uit. Ons is bietjie laat want 'n jag werk ons nou nie altyd uit soos dit moet nie. So ons het bietjie tot laat gejag. So kom ons kyk of ons hierdie pot bietjie kan aanjaag met 'n paar planne. Luister kerels, hierdie pot is nou al vir so bykans 3 ure aan die gang. Ek gaan nou nog so 'n bietjie curry bygooi, bietjie masala. Dan gaan ons die groente bygooi en aan die einde, heel aan die einde, net so 10 minute voordat jy hierdie bedien aan jou mense, gooi so 'n half liter room by. Obviously natuurlik genoegsame sout en peper. Maak seker jou mense eet heerlik. Is tyd dat ons 'n bietjie plaasbestuur toepas en ons gaan 'n buffelbil dart en skuif om nuwe gene in die koeitrop te kry. Kom ons kyk wat hier gebeur. Lekker wees jy. Ons is nou hier nie in die helikopter. Ek moet sê ek wewe so 'n bietjie. Dis nou die eerste keer dat ek in 'n wildvang helikopter gaan vlieg. So oor die bos. So kom ons hoop maar die broeke bly skoon. Heb ek nou wel eens. Ons wil as 'n span eerstens vir AfriForum TV baie dankie sê dat ons hierdie geleenthede het om hierdie tipe goed te vervaardig en ons wil ook aan Adam wat met ons uithou en ons eintlik van vooraf moes leer om buitelug mense te wees en wat jag beteken en hoe om dit eties te doen. Baie dankie vir julle ook wat elke keer kyk. Dis vir ons 'n voorreg om dit te maak. Ons is nou hier so saam met oom Nikole by Sama Lodge en hulle is besig om 'n nuwe buffelbil in die teelkamp in te sit by die koeie. Net om 'n bietjie nuwe bloed daarin te kry. Dis 'n massiewe bil, die lyf is ongelooflik groot. Dr. Gerard het hom nou gedaard en hy sê hy skat hom so 43 duim. Gaan hom nou meet, maar hy het 'n verskriklike mooi bos. En hulle het hom 'n lae dosis gegee dat hy nou nie afhardloop hier in die kraanse nie, dat hy hier bo bly. Maar ek seker hy gaan nou bietjie Lalaland toe gaan. Dat is op 'n skuif. Ons is baie dankbaar vir die ondersteuning wat ons van AfriForum af kry. Ons is ook dankbaar vir mense soos Nick Vlok, eienaars van wildsplase wat ons nooi sodat ons hierdie program koste-effektief kon doen. Hulle skenkie bokke vir Helpjag wat 'n uitstekende program is wat die helpende hand het. So gaan kyk asseblief gerus oor wat Helpjag en alles rondom dit behels. En dan wil ek dankie sê vir my span. Ons het hier by Nick ook gehoor dat deel van sukses is om 'n goeie span te hê. So Shama Game Lodge en Nick Vlok en span, baie dankie. Shama Lodge het ons regtig bederf. Is 'n plek wat ons naby in die hart lê. Ons was al van tevore hier en ons sal definitief in die toekoms weer hierheen kom.